gaan nou ook 'n staande mosie van meelewing instel met die afsterwe van Suster Bernice Smit, ons meelewing met Mariaan en al die geliefdes wat naby haar geleef het, en mag die Here julle vertroos ook in hierdie tyd van hartseer en rou. Kom ons staan. Baie dankie, dan bly ons staan vir ons loflied, Psalm 33 vers 1 en 3, na die wotum en die seëngroet. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God onze Vader, in ons Here Jesus Christus, deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Sing daarna Psalm 139, die eerste en die derde vers. 139 vers 1 en 3, na die belydenis van ons geloof en die woorde van die 12 artikels van die algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Elkeen spreek in sy hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
In ons verootmoedigingsdiens gaan ons nou eers luister na die Here se wet. En dan antwoord ons op die wet met Psalm 51, die 5de vers. Die wet van die Here, Psalm 51 vers 5, en dan bid ons saam. Ons luister na die Here se wet soos opgeteken in Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Vader wat in die hemele is, ons hou nie altyd daarmee rekening nie, dat U die almagtige, alomteenwoordige God is nie. Dat U in U almag en alomteenwoordigheid, U oneindigheid, ook alsiende is, alwetend. En U, die skepper van die hart, U weet wat in die hart aangaan. Vader, so moet ons dan met verootmoediging vanmôre voor U, die almagtige skepper van hemel en aarde, U wat alles deur die ewige raad en voorsienigheid onderhou en regeer en tot 'n eindpunt in Christus gaan bring, moet ons voor U bely, Here, dat ons harte van nature geneig is tot die kwaad. En U sien dit. U weet dit. Ons hoor U woord en dit vlek ons sonde oop. Dit wat ons
diep laat wegsink het in die hart. En as U deur die Gees dit dan na die oppervlak van ons gewete bring, Vader, dan bely ons voor U nou deur die werking van U Gees al ons sonde, ons ongeregtigheid, ons oortredinge van U wet, ons misdade, ja, menigmaal oortree ons U heilige wil. Vergewe ons dit, Vader. Delg ons sonde en sonde skuld uit in die soenoffer bloed van ons Here Jesus Christus. En wil U tog U goeie Gees, U Heilige Gees, nie wegneem van ons. Laat U Gees nie terugtrek wanneer ons eie lewe leef soos ons wil nie, maar laat U Gees in genade en barmhartigheid werk in ons harte, herskeppend. Ja, herskep my hart, wat wegdwing uit U spoor. So kom ons in kinderlike afhanklikheid voor U, die Almagtige. Ons buig ons neer in aanbidding, en ons vra U, Vader, sien ons aan in genade, in Jesus Christus ons Here. Vul ons met U Heilige Gees. Laat ons onder die heerskappy van U Woord en Gees, die heerskappy van ons Here Jesus Christus, laat ons so wandel en leef voor U aangesig. Ons bid dit in kinderlike afhanklikheid en ons vra dat die Gees dan ook nou in ons harte sal werk, Vader, as ons U woord hoor, dat dit helder, duidelik, reg, suiwer tot ons sal kom, en wil U gee dat ons dit reg sal verstaan. Maak ons harte ontvanklik, verhelder ons verstand, en gee dat ons met geopende ore dan ook na U woord kan luister. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, en ons vra ter wille van sy naam, seën die verkondiging van U woord hier en oor die wêreld rond, tot eer van sy naam, tot uitbou van U koninkryk, en ook tot stigting van U kerk hier op aarde. Amen. Ons sluit ons verootmoediging af met Psalm 143, die 8ste vers. Dan volg die woorddiens. Die woord van die Here kom tot ons uit Kolossense en Efesiërs, omdat Efesiërs eerste is. In die Nuwe Testament gaan ons eers Efesiërs 5 lees en dan Kolossense 3. Efesiërs 5, Kolossense 3. Ek gaan dit uit die 53 vertaling aan u voorhou. U kan goedskiks ook in die 2020 vertaling volg. En in die ander vertalings kan u dalk let op die verskille met die 53 vertaling. Efesiërs hoofstuk 5 van vers 18. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Ons lees tot daar. Dan het ons 'n parallelle brief van Paulus aan die Kolossense, wat in baie
opsigte ooreenstem met die brief aan die Efesiërs, en hier het ons dan 'n parallelle gedeelte waarna ons dan kyk, ook in Kolossense 3 vers 14. En bekleed julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Ons vestig die aandag, ons gaan na hierdie gedeeltes kyk op hoofstuk 5 vers 18b, maar word met die Gees vervul, en dan die parallelle in Kolossense 3, laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Word met die Gees vervul, laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Die res is dan amper verbatim dieselfde. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons fokus in ons prediking vanjaar op die heiligmaking, die heilsordelike element van heiligmaking, en ons vestig ook die aandag op ons belydenis in Sondag 32 oor die heilswerk van ons Here Jesus Christus, en eintlik is dit die nabetragtingspreek gewees van Februarie vanjaar, en ongelukkig het nie almal dit kon hoor nie. Maar in Sondag 32 word ons baie mooi in ons belydenis daarop gevestig wat die skrif ons leer, dat nadat Christus ons met sy bloed gekoop en geregverdig het, nadat Christus die Paasfees aan die kruis van Golgotha vervul het, dan vernuwe hy ons deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld. Na Paasfees kom Pinkster, na die kruis, die Paaslam, die bloedstorting, word die Heilige Gees uitgestort en werk Christus deur sy Gees in ons. Christus se werk stop nie by nagmaal nie, dit stop nie by sy dood en kruis en verlossing en vrykoop met die bloed nie. Christus se werk, sy heilswerk vir ons, gaan verder. Dit sluit ook ons heiligmaking in deur sy Heilige Gees. Heiligmaking is die werk van God in Jesus Christus deur die Heilige Gees. So mooi het ons dit dan verlede Sondag in NGB artikel 9 bely. Die Heilige Gees is ons heiligmaker deur sy inwoning in ons hart. En die tema van Februarie se nabetragtingsdiens uit Efesiërs 5 was, word met die Gees vervul. En ons kan nou sien hoe nodig is dit, hoe noodsaaklik is dit vir ons heiligmaking, want die Heilige Gees is die heiligmaker deur sy inwoning in my hart, word met die Gees vervul. Hy moet in my hart woon en werk kragtig, en die vraag is, hoe is daar 'n resep, is daar 'n manier hoe die Heilige Gees in my hart kan woon en werk en sy heiligmakende werking in my lewe voltooi? Is daar 'n resep, metode, manier? Wat ons in Efesiërs 5 sien, vers 18, is wat nie daartoe bydra dat daar heiligmaking in jou lewe plaasvind nie, is as jy jou volmaak met wyn. Moenie dronk word van wyn nie, moenie jou hart en jou are en jou bloed vul met drank nie, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, daarenteen, maar word met die Gees vervul. Word met die Gees vervul. En as ons nou hierdie opdrag kry, die Here gee dit aan sy kerk, word met die Gees vervul, dan moet ons in gedagte hou, en dit is ook ter verfrissing van ons geheue, van die nabetragtingsdiens
geliefdes, dat die Heilige Gees 'n persoon is. Word met die persoon, die derde persoon van die goddelike drie-eenheid vervul. Kan jy sien, ons vra, hoe gebeur dit? Hoe word ek vol van 'n persoon? Ek eers 'n bietjie van hom in my, en dan 'n bietjie meer van hom in my, en dan nog 'n bietjie tot ek die hele Heilige Gees in my het, en dan moet ons hierdie skrifgedeelte so verstaan, geliefdes, die word vervul, beteken word voltooi, word afgerond deur die Gees, en die woord wat ons hier het, word vervul, is 'n werkwoordvorm wat ook gebruik word om te sê, die maan word vol. 'n Halfmaan het 'n stukkie van die son wat op hom skyn. Die volle son skyn net op 'n stukkie, en dan volmaan, dan skyn die volle son op die volle maan. En dit is die gedagte wat Paulus wil hê, as hy sê, word met die Gees vervul. Nie net 'n stukkie van jou lewe moet onder die heerskappy van die Heilige Gees en onder die regering van God deur sy woord en Gees wees nie, maar jou hele lewe moet onder die heerskappy van die Heilige Gees wees. Daar moet in jou hele hart nie kamers wees wat jy vir jouself reserveer in 'n voorkamer net vir die Gees van God nie. Nee, jou hele hart, jou hele lewe, jou handel en wandel, elke sentimeter grond van jou bestaan, elke kubieke sentimeter van jou menswees, elke gedagte, elke handeling moet onder die beheersing van die Heilige Gees van God kom. Volmaak. Word met die Gees vervul. In jou hart. En hoe is ons gehoorsaam aan hierdie opdrag? Hoe kan ons dit nakom? Dit bly ons vraag. En dan kyk ons na die werkwoord en ons sien, dit is 'n passiewe werkwoordvorm wat durendheid aandui. Dit is, word voortdurend vervul met die Heilige Gees. Ons moet dit mooi raak sien. Die Here sê nie, vul jou met die Heilige Gees in die aktiewe vorm bevel nie, maar word vervul. Voortdurend word vervul. En ons noem hierdie passiewe werkwoordvorm, noem ons die goddelike passief. Dit is die daad van God. Dit is die werking van God. Christus die Here wat heerskappy oor alle dinge het, wat jou met sy kosbare bloed gekoop het tot sy eiendom. Hy doen dit deur sy Gees. Hy vul jou met sy Heilige Gees. 'n daad van God in Christus. Maar 'n opdrag aan die gelowiges. Word met die Gees vervul. In die katekismusprediking Sondag aande, Sondag 44, 45, het ons daarna gekyk dat jy God kan bid vir die vervulling met sy Heilige Gees. God gee sy genade en sy Heilige Gees alleen aan die wat hom sonder ophou daarvoor bid en daarvoor dank. Is so belangrik vir ons heiligmaking. Bid God vir die Heilige Gees. En hy sal nie aan jou 'n klip gee as jy 'n brood vra of 'n slang. As jy 'n vis vra nie, as jy die Gees vra, sal hy die Gees aan jou gee. Ons teksgedeelte gee dan vir ons ook belangrike praktiese inligting direk gekoppel aan die opdrag word met die Gees vervul. En dit wys ons die manier hoe Christus dan hierdie goddelike passief dan ook tot uitvoer bring en ons harte laat bewoon vol met die Heilige Gees. Elke duimgrond van ons bestaan onder sy heerskappy. En ons sien dit hier in hierdie twee kosbare briewe wat ons het, Efesiërs en Kolossense, wat parallel met mekaar staan. Efesiërs 5 vers 18 tot 19, parallel met Kolossense 3 vers 16 tot 17. En Efesiërs 5 sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. Kolossense sê niks daar nie. En dan Efesiërs 5, maar word met die Gees vervul. En parallel hieraan, laat die woord van Christus ryklik in julle woon.
En dit maak vir ons sin, nie waar nie, geliefdes, gees en woord werk saam. Gaan so 'n bietjie terug, belydensklas na Sondag 25 van die katekismus. Waar kom die geloof vandaan? Die Heilige Gees werk deur die evangelie in die hart. Gees en woord werk saam. Die Heilige Gees sê Christus gaan ek uitstort as trooster en hy sal julle herinner aan my woord. Gees en woord werk saam. Gees en woord werk saam. Die Gees is die gees van die woord en die woord is die woord van die Gees. Gees en woord onlosmaaklik aan mekaar verbind. En dit sien ons in die parallel. Sinonieme van mekaar. Word met die Gees vervul. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Woord vervuld is gees vervuld. Gees vervuld is woord vervuld. En dan gaan Efesiërs 5 verder, spreek onder mekaar. Kolossense leer en vermaan mekaar. Spreek onder mekaar, leer en vermaan mekaar. Met wat? Albei die gedeeltes, presies dieselfde woorde, met psalms en lofsange en geestelike liedere, met psalms en lofsange en geestelike liedere. En sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, sê Efesiërs en Kolossense, sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Efesiërs vers 20, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus, en Kolossense en wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Onteenseglik die duidelike parallel met die sinonieme aanhaling word met die Gees vervul. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Die Gees is die Gees van die woord. Die woord is die woord van die Gees. As ons kyk na hierdie uitdrukking woord van Christus, dan is dit Christus die vleesgeworde woord, ook sy geïnskriptureerde woord, wat hy vir ons gee, wat in ons moet woon, en die inhoud van hierdie woord, is in sy kern en in sy hart, in sy sentrum, is dit Christus, van Genesis tot Openbaring. Is hy die middelpunt, gaan die woord oor hom. Christus is die inhoud ten diepste van die woord. Laat die woord van Christus, wat hy deur sy Gees ook inspireer, laat die woord van Christus in julle woon, oorvloediglik, ryklik. Word met die Gees vervul, laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Nou moet ons 'n bietjie in die taal meer ingaan, geliefdes, en ons kyk na hierdie opdragte in ons gedeeltes, en ons sien albei hierdie gedeeltes het twee hoofwerkwoorde. In die Grieks kan ons sien, die een is in die, kom ons sê, gewone aard geskryf, die ander een is in 'n deelwoord vorm. Ek loop, singende, springende, spelende. Dan is loop die hoofwerkwoord. Singende, springende, spelende beskryf wat ek doen. Dit kom ondergeskik aan die hoofwerkwoord. En dit het ons hier. Die hoofwerkwoord in die gedeelte is word vervul, laat ryklik inwoon. Word vervul met die Gees, laat ryklik inwoon die woord van Christus. Dis die hoofwerkwoorde. En daarmee saam dan die deelwoorde wat die opdrag uitbrei en die opdrag verder beskryf is sprekende onder mekaar, lerende en vermaanende mekaar, singende, psalms singende in julle hart. En ons kyk na hierdie opdrag, word met die Gees vervul, sprekende onder mekaar, singende en psalms singende in julle hart. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon, lerende mekaar, vermaanende mekaar, singende tot eer van God.
En wat moet ons sing, en wat moet ons leer, en wat moet ons mekaar mee vermaan, en wat moet ons onder mekaar spreek, dit word vir ons beskryf, geliefdes, vermaan mekaar, leer mekaar, met psalms, lofgesange, en geestelike liedere. Grieks het 'n mooi manier. Die Griekse taal kan 'n mens sê, karre, rokke, skoene, rooi is. In Afrikaans kan ons dit ook doen, nie waar nie. In Grieks is dit duideliker, ons sit die 3 woorde, die selfstandige naamwoorde in dieselfde naamvol, en ons sit een byvoeglike naam aan die agterkant, dan sit rooi karre, rooi rokke, rooi skoene. Karre, rokke, skoene, rooi is. Psalms, lofgesange, liedere, geestelikes. Hierdie beskrywing, byvoeglike naamwoord aan die einde, kan op elkeen van hierdie genres van liedere, wat Paulus noem, teruggaan. Geestelike psalms, geestelike lofsange, geestelike liedere. Ons moet oplet, as ons dan so na ons teks kyk, dat daar nie die woordjie ander ingevoeg is voor geestelike liedere, soos in sommige vertalings ingevoeg word nie, wat dan lui, psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Verseker nie wat in die oorspronklike teks staan nie. En hoewel daar dan baie geskryf is daaroor dat ons in die Nuwe Testamentiese poëtiese gedeeltes moontlik fragmente het van vroeë Christelike kerklike liedere, het die Heilige Gees nie vir ons so 'n bundel van vroeë kerklike Christelike liedere gegee, soos hy vir ons in die boek van die Psalms in die Ou Testament gegee het nie, geliefdes. En moet ons dan sê, die boek Psalms, soos ons hom ken, is in die kanon vir ons gegee deur God, die Heilige Gees. Dit is geïnspireer deur God, die Heilige Gees. Dit is geestelike liedere. Wat bedoel is? Om gesing te word. Dit bevat woorde oor Christus, en dit is woorde openbaring van Christus af. En as ons nou na hierdie bundel liedere kyk, wat die Heilige Gees vir ons in die boek Psalms in die Bybel gee, dan sien ons bo-aan is opskrifte by baie van hierdie 150 liedere wat daarin opgeteken is, en as jy dit in die Afrikaans selfs gaan soek, gaan jy dit sien. 'n Psalm, 'n lied, 'n bedevaartslied, 'n loflied, halleluja. Hierdie bundel van liedere wat die Heilige Gees gegee het, wat sing van Christus en oor Christus en van Christus afkomstig is saamgestel dan uit Gees geïnspireerde psalms. Die Griekse woord in ons teks, psalmoi. En ons het 'n vertaling van hierdie Hebreëse psalms in die Septuagint, waar hierdie opskrif psalmoi in die Grieks dan ook gebruik word, en as ons die Hebreëse teks lees, dan sien ons dit is die Mizmorim psalms. Psalmoi, psalms, Mizmorim, of Mizmor is die enkelvoud daarvan. Ons moet dit natuurlik, hierdie psalms nie verwar met 'n dopper psalmboek nie. En al die liedere wat in 'n dopper psalmboek gebundel kan word en gebundel is in die afgelope klompie jare nie. Dis opskrifte van sommige van die 150 liedere in die boek Psalms. En daar is Gees geïnspireerde hymnois, hymns, lofsange. Die Hebreëse woord is Tehilot. En dit is die naam van die boek Psalms in die Hebreëus, Tehilot.
nie Saul of Mismorim nie, soos wat ons sou verwag nie. Ons het die woord in Afrikaans as die opskrif vir die boek. In die Hebreëus is dit Tehilot, lofgesange. En natuurlik moet ons gesange nie verwar met sogenaamde evangeliese gesange wat in gesangboeke van sommige kerke opgeneem is nie. Geliefdes, dit is 'n opskrif van baie van die liedere in die bundel van die psalms. En ons het gees-geïnspireerde liedere, bedevaartsliedere, ander liedere. Die Griekse woord oidais, die Hebreëus shirim, liedere. Liedere van die gees, geestelike liedere, so sê ons vertalings dit oor die algemeen. En ons moet dit nie verwar nie met die geestelike liedere of die spiritual songs van sommige ander kerke nie, geliefdes. Paulus verwys hier na al drie die genres van die bundelliedere in die Ou Testament, in wat die Heilige Gees vir ons gee, wat in die kanon vir ons vasgelê word as geestelike psalms, geestelike lofsange, geestelike liedere wat afkomstig is van Christus en wat sing oor Christus. En dit is dan die opdrag. Spreek onder mekaar met psalms, lofsange, liedere, geestelik is. Singende en psalm singende in julle hart tot eer van die Here. Daar's nie 'n en tussen daardie opdragte nie. Spreek, leer, vermaan, sing, psalm sing, staan almal onder die hoofwerkwoorde, word met die Gees vervul, laat die woord van Christus ryklik in julle woon. En hoe maak dit nie sin nie? Psalm 22 vers 4 sê, God is die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel. En die woordjie lofsange is Tehilot, die opskrif van die psalmbundel in die Hebreëse teks. God is die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Psalm 22 vers 4. Die goddelike passief word vervul met die Heilige Gees. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon, kom dan tot werklikheid in my hart. Dit word 'n realiteit in my hart wanneer God wat woon onder die lofsange van Israel in my hart inwoon singende, psalm singende. Die 150 gees geïnspireerde liedere singende. Ons kan nou dalk in ons Bybelvertaling die woordjie ander invoeg en dan sê ander geestelike liedere dit losmaak van die psalms, en ons dink aan dopperpsalms of gesange en kerkgesange en geestelike liedere wat ander kerke sing, en ons kan dan ons liedboek dalk nou nog uitbrei nadat die kanon afgesluit is met honderde, duisende ander geestelike liedere volgens ons mening, geliefdes, maar dan gaan ons altyd weer moet terugkom na die feit toe dat die Heilige Gees 150 liedere geïnspireer het, deur sy leiding gekanoniseer het, aan ons gegee in die boek Psalms, om te sing, psalm sing in julle harte, so staan daar. Psalm singende woon God dan onder ons. Psalm singende kom die woord van Christus in my hart. Die lied is 'n tregter wat die woord in die hart en in die siel ingiet, nie waar nie, het iemand gesê. En as die woord van Christus in my woon, dan woon die gees van Christus in my. Die gees van Christus is die gees van die woord. En die gees van Christus, as hy in my woon, dan is hy die heiligmaker wat deur sy inwoning in my hart die heiligmaking in my lewe tot uitvoer bring.
En nou kan ons dit in praktyk gaan toets. Hoekom hierdie opdrag dan tot ons in ons fokus op ons heiligmaking? Wat help dit? Ons sing psalms en lofsange en liedere, almal van die Gees, gebundel in die kanon, om heiliger te word. Hoe gaan dit werk? Nou kan jy indink. Man en die vrou se huwelik is ver van heilig in die oë van God. En hoe gaan dit wees as hulle sou saam wakker word in die môre en saam sing voor hulle uit die bed opstaan en elkeen sy lewe los van die ander indruk? Hoe gaan dit wees as hulle die lied, Shir, dis die naam van die lied, soos ons hom nommer, 133, Psalm 133, 'n lied. Hoe gaan dit wees as hulle hierdie geestelike lied sing? Hoe goed is dit? 'n huis vol lieflikhede, dat broeders woon in onverstoorbare vrede. Hoe goed is dit dat man en vrou in vrede saam woon voor God? Of dalk moet hulle die geestelike lied van Psalm 128 sing, 'n lied wie deur Gods vrees bewoë trou op die weg wil gaan, waarom Gods wil voor oë en klaar geteken staan. Het jy die wil van God voor oë? Sien nie, dit werk met jou heiligmaking, dit praat met jou, die Gees praat met jou, die arbeid van jou hande sal jy met vreugde geniet, wanneer die koringlande met seën hul opbrengs bied. Gaan probeer om jou huwelikslewe los van God in onheiligheid te leef en kyk, hoe sê die Here se woord waar, hoe word dit waar, dat hy 'n wreker is daarvan. En jy wonder, hoekom geniet jy nie die vreugde van jou arbeid nie? Hoekom is die wêreld so deur mekaar en dan moet jy maar net weer gaan toets, gaan word heilig. Soek wat die wil van God is in jou huwelik. Dis die latere verse van hierdie geestelike lied nie vir ons vermaanend nie. Broeder, so sal sy in jou lewe, die huisvrou van jou jeug, aan jou die volheid gewe van huiselike vreug. Praat met hom wat die aanvallige bokkie van sy jong lewe nou wil verlaat op sy ou dag. Dit praat met haar wat die volheid van huiselike vreug van hom weerhou, vermaanend, die Gees van God werkend in die hart. Sal dit nie die verhouding van ouers en kinders heiliger maak nie, geliefdes, en ons tot verbondsopvoeding opskerp as gesinne rondom die huisgodsdiensttafel? Lied 127, Shir, 'n lied, 'n bedevaarslied sing nie. En hoe kyk 'n ouer dan na sy kinders? Seuns is 'n erfdeel van die Here. Die gawe van die moederskoot is 'n beloning eindeloos groot. En hoe sal in sy jeug die jongling gou deur ydelheid bekoor, rein kan wandel in sy weë, as hy wandel in u spoor, heiligmakend? Gaan dit nie rigtinggewend vir ons gesinslewens wees as ons elke dag sal begin met Psalm Mismor 101 nie? My wandel, waar ek in my huis verkeer, was in opregtheid, om u reg te eer, my strewe altyd hoog, bedagsaam, reg, van laagheid weg. Mag ons gesinne so lyk, elkeen. Wat gaan die impak op ons handel en wandel wees as 'n gesin versterk die dag ingaan met die woorde van die lofgesang van Psalm 105 in hulle harte? Loof die Heer van alle Here, verhoog sy naam en gee hom ere, en bring so ver daar volke is sy dade in gedagtenis, en spreek met aandag en ontzag van al sy wonders dag en nag. Vra na die Heer der leermagte, die Heer oneindig groot en kragtig, soek daagliks sy aangesig. So stuur die pa die kinders skool toe, en hulle gaan werk toe, en laai die kleintjies by die dagmoeder af, en dan het hy hierdie troos. Die Heer wat van geen wankel weet nie,
sal nimmer sy verbond vergeet nie. Al sy beloftes bly van krag. Word met die Gees vervul. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Sing, psalm sing, leer, vermaan, spreek onder mekaar. Geliefdes, hoeveel gaan jy nie groei in jou heiliger wording, in jou heiligmaking, en hoe dieper gaan jou passie vir jou verlosser, God se gesalfde koning, waarvan die psalm sing nie wees, die vors wat aan sy regterhand sit, hoeveel dieper gaan jou passie nie vir hom wees nie, as jy regtig daagliks bewus is van sy lyding vir jou, om jou vir God te heilig as eiendomsvolk nie. Gaan jy nie die strome van lewende water wat hy beloof het opsoek as jy sy siele dors met hom deel nie. Daar aan Golgotha se kruis, daar sing hy heel waarskynlik Psalm 69, 'n psalm. En die gedagtes wat deur sy kop gaan, is maar my gebed is tot U Heer. Daar is 'n tyd dat U verhoor. In groot goedheid neig U oor en deur die trou verlos my weer, verlos my uit die modderpoel en waterstroom wat oor my spoel. Wil Heer die waters om my stuit, laat die dieptes by nie verslind, die put waarin ek my bevind, laat hom sy mond nie bo my sluit. En as hy oor water en waterstrome in die put sing, dan roep hy uit, ek het dors, en dan word Psalm 69 vervul. Gal het hom my as spys gegee, as sy les my dors daarmee. Kan jy dors kry, sy dors vir jou in jou plek? Gaan dit jou nie in die hart gryp nie, as jy sy smart beleef in jou eie ellende, en dit voel vir jou, jy is alleen in hierdie wêreld, en jy worstel alleen met hierdie ding, en jy is tog so alleenig, en dan hoor jy hom, Psalm 22, sing, en jy sing saam met hom, my God, waarom verlaat U my, terwyl ek alleen my sware stryd moet stry, alleen moet kerm wanneer ek my lyde ly, en dan kom dit by jou op, nagmaal, sodat ons nooit meer deur God verlaat moet word nie. Gaan jy nie op jou pasoppens wees, oor waaraan jy jou gees alles blootstel nie, as jy jou middelaar aan die kruis, Psalm 31 hoor sing, ek gee my gees oor in U hande, my redder, wat my trou en veilige hoede hou. Toe sterk wees saam met hom, geliefdes, wat heils histories dan daar gebeur, moet heils ordelik in jou en my lewe gebeur. Ek moet die ou mens afsterf, dood vir die sonde, lewend vir God. Gaan jy nie nuwe vlam kry in jou heiligmaking en in die nuwe lewe waartoe Christus ons opwek en waartoe hy ons oproep, as hy met sy opstandingskrag in my werk nie, en jy sing die gedig van Dawid, Psalm 16, in jou hart, 'n geestelike lied, my hart is bly, en juigend meld my eer, sy regterhand sal nooit my val gedoe, ook sal my vlees, as hier my stryd gestry is, nog veilig woon, omdat die Heer naby is, U sal my siel nie oorgee in die dood, my pad by op langs skone heuwelrye, U sal nie toelaat dat die gunsgenoot verderwing sien in donker doodsvalleie. Petrus sê, dit sing van die opstanding van Christus. En deur dieselfde krag, dit is die nut van die opstanding, kan ek nou opstaan tot 'n nuwe lewe, heiligmaking. Heidelbergse Katekismus, Sondag 17, tweede punt. Gaan jy met jou goddeloosheid voortgaan, geliefde broeder en suster, as die Heilige Gees die heeltyd in jou kop laat draai, die woorde van die nagmaalstafel lied, God het ek lief, want die getroue Heer hoor na my stem, my vrye welbehae. Wat kan ek die Heer vir al sy guns vergeld? Wat kan ek hom bring uit dank vir sy genade? Sal ek met hierdie sondige lewe as 'n offer na hom toe kom? Sien nie, heilig maak elke aspek, terrein van ons lewe, in die werk. Hoeveel beter gaan jy nie kan doen wat God van ons verwag in die werksplek, teenoor die werkgewer, die onregverdige werkgewer, met die onbillike opdragte nie, as jy
met Psalm 18 in jou kop werk toe gaan in die oggend. Met God storm ek 'n leerskaar, en met hom spring ek oor 'n muur. Hoe heiliger gaan jou erediens aan God nie wees nie, as jy na jou groot operasie, en nadat jy uit die siekeboeg ontslaan is, die loflied van Psalm 66 sing in die hart, en hy het nog 'n opskrif, 'n psalm, en hy het nog 'n opskrif, 'n lied, loflied na die lyde, 'n psalm, 'n lied. Ek sal verlos uit doodsgevare, nou dat ek weer kan asemhaal, my offers bring op u altare, en my geloftes u betaal. Ek het geroep, God het geluister, toe alles nag was om my heen, en voor die lig skyn deur die duister, was God my lof, net hy alleen. Kyk maar net, geliefdes, wat was die impak hierdie week, toe die kinders Psalm 122 geoefen het, vir vandag se katekisasie nie. En vanmôre net gou weer deur die woorde gegaan het, ek was verheug toe die geluid weer klink het bo die ruimtes uit, kom laat ons optrek hier vandaan, om na die Heer se huis te gaan. Hoeveel vierde gebod, heiligmaking, was daar nie. Hoeveel twyfel kan die geestelike lied, Psalm 48, nie uit jou lewe weggedryf nie, as jy elke dag weer aangespreek word deur die belydenis wat daarin is, die Heer is groot, waar Sion stop om wentel uit die dieptes op. Hy is lofwaardig, waar verhewe die berg en stad in songlans bewe. Die God is onse God, en hy sal tot die dood toe ons gelei. En ons kan aangaan, en aangaan, en aangaan, geliefdes. Die Heilige Gees is ons heiligmaker deur die inwoning in ons hart. Word met die Gees vervul, waar die woord van Christus ryklik in julle woon. Sing, psalm sing, in julle hart. Amen. Kom ons antwoord net Psalm 104 vers 17, 18, 20 en 21. 17, 18, 20 en 21 Psalm 104, dan ons saam. Vader wat in die hemele is, ons kom voor U wat woon onder die lofsange van die kerk, en ons vra U om ons harte te vul met U Heilige Gees, sodat ons tot eer van U naam, U grootheid, U lof kan besing, onder mekaar kan spreek, die rykdom van U woord, die woord van Christus, mekaar kan vermaan, bemoedig
aanspreek, leer met die liedere wat U Gees aan ons gegee het. Help ons, Here, met geesvervuldheid om te sing, 'n psalm sing tot eer van U naam. Vader, ons bring dan elkeen voor U troon. U ken ons harte, ons omstandighede, dit wat in ons woel, dit wat in ons harte omgaan, in ons gedagtes, en ons bid U, Here, om ook deur U woord wat in ons woon, ook die ryke beloftes aan ons te bevestig, te herhaal, ons dit in te prent, in die hart, in die verstand, dat ons met moed en krag kan leef, elke dag van ons lewe. Ons dra aan U op, Vader, elkeen met sielewroeginge, en ons vra dat U uitkoms sal gee, antwoorde sal gee, en dat U ons wroeginge en ons worstelinge sal vervang met U woord, met die rykdom van die psalms. Ons bid vir hulle wat bedroef is deur die dood, en ons vra, Here, dat U sal vertroos deur U woord en Gees, deur die beloftes. U sal my siel nie oorgee in die dood. My pad buig op langs skone heuwelrye. U sal nie toelaat dat U gunsgenoot verderwing sien in donker doodsvalleie. By U is vreugde en volle vrede, en in U hand 'n snoer van lieflikhede wat U vir ons uitreig elke dag in ons nood, in ons ellende, in ons beproewing. Vader, ons bid vir hulle wat herstel na operasie en wat in dankbaarheid voor U wil uitjubel. Ek sal vertel aan al my vriende wat hy gedoen het aan my gees. Ja, meer nog, dat hy my krag vernuwe het soos die arends jeug. Hy wat sy seun gegee het om my sonde uit te delg, is hy wat sorg. Die God is ons God, en hy sal tot die dood toe ons gelei. Vader, hoor, as ons so voor U troon, elkeen bring elke huwelik, elke gesin, elke kind van U, hier in die gemeente, oor die wêreld rond, en vul ons harte met U Gees, laat U woord ryklik in ons woon, sodat die heiligmakende werking van ons Here Jesus Christus in ons lewens volheid sal vind. Ons vra dit in sy groot en heilige naam. Amen. Die kollektes vind by die deure plaas, die donker sakkie vir die instandhouding van die erediens, die rooi sakkie vir die barmhartigheidsdiens. Ons slotpsalm is Psalm 146, vers 1 en vers 8. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle elkeen. Amen.